Mighty Jesus. Lord, we worship you, God. Amen. Amen. Ja, 1000 generaties, Here. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Mighty Jesus. Vader, ons aanbid U. Here, U salwing is oor ons lewe. Vir duisende generasies. Vir ons families, elkeen wat U dien, wat U liefhet. En die woord, Here, is tans besig om teen so groot spoed, Here, in vervulling te kom met betrekking tot die wederkoms. Daar is nie meer tyd vir elkeen van ons, Here, om net sy eie ding te doen nie. Ons moet ons harte oorgee in volkomendheid voor die Here. En vandag staan ek voor die troon en aanbid ons U as die Here wat lewe. Baie dankie, Hemelse Vader, vir U goedheid, dankie vir U guns, dankie vir U genade. Dankie, Here, dat ons tot U kan sing en U naam kan groot maak en U kan loof en U kan prys. Want voorwaar is dit so, Here, daar's geen God buiten U nie. Daar is nie 'n God behalwe U nie. U alleen is lofwaardig om te ontvang die eer, die aanbidding, die lof tot in alle ewigheid. Dankie dat die Bybel verklaar, daar's een troon in die hemel en een wat sit op die troon. So kom ons in hierdie oomblikke voor die troon van die Here en buig ons harte voor U, Here. Want U het 'n belofte gemaak in die boek van Johannes, dink is die 14de hoofstuk, wat sê dat in daardie dag, die dag na die opstanding uit die dode, sal julle my niks vra nie, maar alles wat julle die Vader in my naam sal vra, dit sal hy vir julle doen, omdat hy julle liefhet. En daarom dank ek U dat ek vanmôre na U toe kan kom, Here, deur die bloed van die lam, dat ons almal na U toe kan kom, Here, omdat ons U kind geword het deur geloof. En ek eer U daarvoor in Jesus se groot en wonderlike naam. Seën almal wat hier teenwoordig is, Here, en laat U naam geheilig word in ons midde, is my gebed, in die naam wat oor alles is, Jesus Christus die Here. En die volk van die Here sê amen. Prys die Here, baie dankie, kan die sitplek neem. Ons sê ook in die aanbiddingsspan baie dankie. Ons eer die Here oor sy goedheid en sy guns. Ons het van ons musikante verloor met die vroeë oggenddienste, so pastoor Anton, hulle moet tydjie so van instrumente ruil, nou hulle die gawe om dit te doen. So kom ons help hulle ook so wanneer ons saam sing en die Here se naam groot maak. Nou ek het vanmôre daarom twee spesiale mensies hier. Ek weet nie of Ina en Jaco hier is vanoggend, ek net sien is hulle nie vanoggend nie. Maar daai twee mensies wat daar agter sit, daai twee jong mense, hulle kom al die pad van Bloemfontein af. So kom ons gee vir hulle 'n hartlike handeklap. En dis pastoor Etienne se pragtige dogter. Hy is nie so mooi soos sy nie, dit moet ek daarom vir julle sê. Maar hulle het gister Scott is betrokke hier, sy naam is Anja en haar vriend se naam is Scott en hulle hy's in die rugby lyk my betrokke. Hy rig af nie, hy blaas die vletjie. Hy is die skeiedsreg. Het jy geweet daar staan die woord skeiedsregter kom in die Bybel voor? Het jy hom al gesien? Vra 'n bietjie pastoor Etienne hoor. As jy nie kan antwoord nie, bel my. Ek gaan hom opsoek, hoor. So, hy's 'n skeiedsregter, hy het hier by die Bulle se grond gister iets gaan doen, hy daar gaan blaas. So hulle het gistermiddag hier aangekom, al by my 'n draai gemaak en so lekker om hulle vanoggend hier te sien. Hulle is op pad terug dan ook so na Bloemfontein toe. Ons eer die Here ook vir jong mense wat die Here dien. Bidders, mense, die klomp van Stadens, daar een klomp is wat kan bid is die van Stadens. Ek dink hulle is tot in die 3de en die 4de generasie in die bediening en julle dit wil gedoen word. En dis my wonderlik om dit te sien. Prys sy wonderlike naam. Baie welkom aan almal van julle by die vroeë diens. So ek was vanoggend self so 'n bietjie gesukkel om my beerings bymekaar te kry toe ek weer sien toe die tyd weg. Ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar dit het gebeur en ek het bietjie laat weggekom by die huis. Gewoonlik ry ek nou altyd so uur voor die tyd.
Maar ek heeltemal betyds hier, want ek is op die kansel en ek is reg vir julle. Ek is almal vroeg vanmôre op, toe die son nog nie uit was nie, so nie te veel bekommerd wees oor die paar minute wat ek laat was nie, maar wie van julle is reg vir die woord? Ek vra, wie van julle is reg vir die woord? Ja, prys die Here man. Kom ons bly bid vir die diens, ons het verlede week begin. Ek het probeer vasstel, ek het gedink ons was so oor die 50 mense hier betrokke. Klompie van ons eie mensies wat ook daai diens bywoon, het gevoel het die 10 uur pas hulle beter as die 8 uur. So dit was ook lekker om hulle daar te sien. So wanneer dit jou pas om te kom die oggend vroeg of bietjie later, doen soos die Here se gees jou lei. Maar baie welkom vir julle wat so bietjie vroeër opgestaan het. Verlede Sondag hoor ek my familie sê, hoorie, maar hierdie dag voel so lank. So, kom aan. Want is nou 8 uur, is jy nou 'n bietjie vroeg by die huis, né? So, nou ja, die ouens wat hier bedien, is nou nie vroeg by die huis nie, hulle kom eintlik bietjie later by die huis, maar, ag nou ja, is lekker om die Here te dien. Goed, julle, kom ons gaan direk oor na die woord van die Here toe, anders gaan die tyd my inhaal, op die kansel, en ek moet ongelukkig binne die raamwerk van die tyd bly, om die ander mense te akkommodeer. Blaai vir my na 1 Samuel, die 2de hoofstuk toe, vers 9. 1 Samuel 2, vers 9. Samuel 2 vers 9. En ek het verlede week 'n boodskap bedien. Ek het 2 boodskappe wat ek graag onder hierdie reekstitel wil sit. Omdat dit so 'n kragtige stelling is in die boek van Sagaria, waar die Here dan praat, en die hooftema van vandag se boodskap en verlede week se boodskap is dan nie deur krag of deur geweld nie. Nou dis 'n stelling wat ons almal ken. En ek gaan nou vir jou dan ook die tema vir vanoggend gee, maar kom ons lees eers die skrif, 1 Samuel 2 vers 9. Die voete van sy gunsgenote, sê bietjie die voete. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Sê 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Ek wil graag vanmôre se boodskap 'n titel gee, en is 'n baie eenvoudige boodskap en 'n eenvoudige titel. En ek wil dit graag noem vanmôre, jou voete in God se hand. Jou voete in God se hand. Ons het verlede week gesien hoe Dawid as een enkeling, en ek dink dit is die konsep wat jy moet verstaan. Daar's 'n skrif iewers in die woord van die Here wat sê, en dit gaan oor Abraham, dat God het as eenling gekies om te doen wat hy wil doen. Daar's 'n ander skrif wat hy sê in die boek van Konings of Kronieke, waar hy oor Jonah praat, nie oor Jonah, oor Jonathan praat, waar Jonathan hierdie stelling maak en sê, by God maak dit nie saak of ons baie of ons min is nie. Jy weet, daar's 'n persepsie by die mens vandag dat sukses lê by baie. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat die meeste van hierdie geestelike suksesse wat in die geskiedenis opgeteken is, en ek het hierdie week wat verby is, baie ernstig daarna gaan kyk, want dit brand in my hart. Het begin letterlik by een enkeling. By God maak dit nie saak of ons 1 is, of ons 2 is, of ons 10 is, en of ons 1000 is nie. God soek een man. Hy soek een mens wat bereid is om hom te glo en op hom te vertrou. Net een persoon wat die prys sal betaal, kan in hierdie land 'n verskil maak. Net een persoon. So ek en jy moet vanmôre verstaan, Dawid kom, en ons luister verlede week na die boodskap waar hy in 'n situasie kom wat sy totale bediening en menswees bedreig.
Hy en 600 manne kom by die dorp wat die Filistynse koning aan hulle gegee het om daar weg te kruip vir Saul. En daar's 600 weerbare manne saam met Dawid, maar hulle vroue en hulle kinders het in Siklag agtergebly, terwyl Dawid en sy 600 manne saam met die koning as sy persoonlike leiwag, die koning van die Filistyne nou, as sy persoonlike leiwag uitgetrek het. So jy moet konteks vind by dit wat die Here vanmôre wil doen. So Dawid kom in 'n posisie waar dinge nie loop soos wat hy verwag het nie en goed gebeur onverwags. 600 manne wat by hom is, sy harte, 600 manne, sy harte verkrummel in ongeloof in een oomblik. Hulle het oor die tyd wat hulle saam met Dawid getrek het gesien wat God in Dawid se lewe doen. Hulle het ervaar en hulle het beleef hoe God se hand oor hierdie man was wat hulle volg. Maar hier kom hulle in 'n situasie buite hulle beheer. Hulle is op 'n plek wat onverwags in hulle lewe gebeur daar dinge. En hierdie situasie wat hom afspeel en hierdie geskiedenis wat hom hier afspeel is so radikaal dat hierdie 600 manne saam met Dawid in daardie stad inkom en toe hulle sien wat het gebeur in daardie stad, sê die Bybel, het hulle geween totdat daar geen krag in hulle oor was nie, omdat hulle almal se vrouens en hulle almal se kinders, wat Dawid se 2 vrouens ingesluit het, weggevoer het in gevangenskap toe 'n klomp Amoriete daardie stad in sy totaliteit verwoes het. So hulle kom op 'n plek wat onverwags hierdie omstandighede voor hulle afspeel en hulle gesinne is weggevoer as gevangene na 'n ander plek toe en hulle weet nie waarheen hulle is nie, hulle weet nie waar het hulle ingetrek nie, hulle het nie 'n idee nie. So hier sit hulle in hierdie omstandighede, hulle ween tot die Bybel sê daar geen krag in hulle meer oor is nie, en wat doen hulle dan? In hierdie harte wat stikken is, in hierdie harte wat verkrummel is van ongeloof, of deur ongeloof, begin hulle Dawid verwyd. Ek weet nie of jy agtergekom het nie, hoe dat ons baie maklik wanneer goed skeefloop, die vinger na iemand anders toe wys. En hier is Dawid, die koning het vir hom gesê, in wie se land hulle wegbly, jy is my persoonlike leiwag, jy en jou 600 manne trek saam met my om my te beskerm. Wat sê het hy? Maar toe hulle in die kom en die generaals en al daardie hooggeplaaste oorlogsmanne vir Dawid sien, toe sê hulle vir die koning, daar's geen manier dat hierdie man saam met ons kan trek nie, want sê nou net hy draai teen ons en hy veg saam met Israel. En hy word weggestuur en teruggestuur, en toe hy terugkom by die huis, toe sien hy hierdie plundering. Dit is goed wat buite Dawid se beheer was, maar Dawid kry die skuld vir die omstandighede. En ek wil hê jy moet vanmôre hierdie beginsel verstaan. Wanneer goed nie gaan soos ek en jy verwag dit gaan nie, of wanneer goed gebeur wat nie verwag sal gebeur nie, moet ons ophou om ander mense of selfs God te blameer. Daar's 'n vyand wat werk. Maar ek wil hê jy moet 'n beginsel verstaan, ongeag wat die duiwel aan Job doen, God bly in beheer van Job se lewe, en uiteindelik verhoog hy hom, kind van die Here, tot dit wat God wil hê hy moet wees. Moenie vaskyk teen wat nou gebeur nie, moenie vaskyk teen die omstandighede nie, kyk so 'n bietjie verder. Kyk 'n bietjie verder, wat is God se plan? Probeer God se plan vind in dit alles. Dit moes gebeur in Dawid se lewe. Hy moes daar die dorp laat afbrand, anders sou Dawid daarheen teruggekeer het, want hoekom sou ons sterwe in daai oorlog, en Dawid geposisioneer vir sy koningskap. So kan jy sien, ons kan nie vooruit sien wat God wil doen nie.
Maar God bly in beheer van jou voetstappe. God bly in beheer van jou lewe, man. As jy by God bly. Want dis wat Christus sê. In 1 Samuel 30 vers 6 staan, en Dawid het dit baie benoud gehad, want die siel van die manskappe was verbitterd. So kan jy sien, hulle wil hom stenig, hulle is verbitterd teenoor hom. Verbittering blur visie. Hoeveel keer hoor ek die mense waar hulle blaam verplaas, dan is hulle verbitterd oor goed wat gebeur het, omdat ander mense dit aan hulle gedoen het. Dit blur visie. Moenie toelaat dat verbittering in jou lewe inkom nie. Want verbittering maak dat jy nie God se plan kan sien nie. Dit maak dat jy nie vooruit kan sien nie. Dit blur visie. Dit verydel hoop. So enige kans of enige tyd wanneer verbittering intree, verloor jy hoop. Hoekom? Want jy kyk meer na die omstandighede as wat jy kyk na wat God kan doen. So moenie hoop verloor nie. In 1 Samuel 30 vers 6 sien ons dat Dawid se reaksie op hierdie menslike onoorkombare probleem. Wat doen Dawid toe hy in hierdie situasie ingaan? Hy huil saam met hulle, hy ween saam met hulle, maar nou begin hulle hom dreig. Nou begin hulle hom afpers. Nou begin hulle op 'n plek kom wat hulle hom wil stenig. Maar die Bybel sê, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. So wat behoort ons toevlug te wees? Die klippe wat hulle wil optel om Dawid te stenig? Die blamering van Dawid? Skuldverplasing? Jy moet onthou, wat is die effek van die sondeval? Nou hierdie 3 dinge moet julle altyd onthou. Die effek van die sondeval is bang, skuldig en niks werd. Dis die 3 dinge wat daar gebeur het. Bang is vrees, skuldig is skuldverplasing en jy voel skuldig. En die laaste een is niks werd, jy verloor jou eie identiteit. So dit is wat in die sondeval gebeur het. Terwyl voor die sondeval was jy in liefde, en jy was in posisie, en jy was liefdeposisie, en jy het waarde gehad, jy is na God se beeld geskep. Dis die 3 dinge voor die sondeval. Daardie 3 dinge verander na bang, skuldig en niks werd, of vrees, skuldig en niks werd. En hier sien die mense in hierdie omstandighede, en wat pak hulle beet? Vrees. Kan jy sien? Maar die Bybel sê, die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. So wat doen Dawid? Hy vrees ook, want hy is ook menslik. Hy weet nie waar jy nie. Hy het nie 'n uitkoms vir die probleem nie. Hy weet in sy menswees nie wat hy moet doen nie. Maar die Bybel sê, hy hak nie vas by sy eie swakheid nie. Hy gaan staan nie by, hy volg nie wat hierdie ander manne doen nie. Hy verloor homself in die Here. Hy versterk homself in die Here sy God. Dawid gaan lê nie onder die druk van die manne en die kompleksiteit van die probleem nie. Weet julle hoeveel mense kom by my in die kantoor, dan sien jy hulle is uitgeklee, hulle is moeg geloop, hulle het gaan sit langs die pad, hulle vlug vir God, hulle hart loop weg. As gevolg van die kompleksiteit van die omstandighede waarin hulle is. Jy is vanmôre dalk in omstandighede wat bo jou vermoë is. Jy is dalk vanmôre in omstandighede meer as jou eie denke is. Jy het nie 'n oplossing nie. Jy weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. Jy verstaan nie wat om te doen nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God het 'n plan, want hy is by magte om enige ding te doen, man. So moenie vashak by wat jy sien, wat jy ruik, wat jy hoor nie, want dis ons tydelike waarneming wil opvoeter. En die duiwel gebruik dit
Hoe weet ek dit? Want hy sê vir Eva, het jy gesien die pragtige mooi vrug in die middel van die tuin? So wat doen hy? Smokkel met jou denke. Die feit is tussen die ore. Soos jy elke môre wakker gaan staan voor die spieël, dan vat jy jou 2 ore. Die vrouens kan maar hulle hare so 'n bietjie wegvat. Jy seker maar so 'n bietjie weg as dit bak is met die hare, maar vat dit maar so 'n bietjie weg en dan draai jy dit so en sê die feit is tussen hierdie ore. Dis hoekom myne so groot is. Ek doen dit gereeld. Die geveg is hier, julle. Die geveg is hier. As ons in ons gedagtes gaan lê, hoe sal jy oorwin? Dit help nie, jy gee op, jy gee oor nie. Dit maak nie saak wat jou situasie is nie. God kan jou help. Dawid gaan lê nie onder die druk van hierdie manne en die grootheid van hierdie probleem wat sy pad langs kom nie. Hy verstaan iets wat die meeste mense nie verstaan nie, wat ek ook dalk nie dikwels nie verstaan nie. Wat is dit? Hy verstaan 1 Samuel 2 vers 9. Die voete, sê die voete, van God se gunsgenote. Die wat? Van wat? Kom aan, praat met my. Die voete van God se gunsgenote. Weet jy, ek lees hierdie skrif, toe dink ek nou aan die dae, toe Sion hy nog so 'n klein babetjie was, en die 2 seuns hulle tyd babetjies was, dan vat jy mos hy ou babetjie so in jou hand, dan tel jy hom so op, en dan vat jy hy ou voetjie so in jou hand, dan brei jy dit so, het jy onthou, dan sy ou voetjies is so lekker sag. Jy vat dit so in jou hand. Die voete van God se gunsgenote. Hoor wat sê die skrif? Die voete van sy gunsgenote bewaar hy. Nou Here, dit maak nie sin nie. Hier is ons vrouens weg. Ons dorp is afgebrand. Die kinders is almal weg. Dat niks oorgebly nie. Waar kom die skrif nou in? Hoekom het jy nie die voete van die gunsgenote bewaar nie? Dink nou 'n bietjie daaroor. Het God nie in die manskappe van die Filistyne se harte gewerk om vir Dawid te sê, of vir die koning te sê, Dawid is nie welkom in hierdie oorlog nie? Want God het geweet, terwyl Dawid en die 600 manne niks geweet nie, dat daar 'n inval in Siklag. Kom aan. En wat doen die Here met Dawid? Hy release hom van die oorlog. Hy stel hom vry. Dawid het dit nie verwag nie. Dawid het dit nie gevra nie. Hierdie 600 manne het dit nie gevra nie, maar God het dit geweet. Want God het 'n plan. God wil iets doen. En om dit te kan doen, kom daar dikwels snaakse dinge in ons lewens verby ons, sodat ek en jy in geloof kan bly staan. En kan verstaan dat God is die een wat die antwoord gee. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want, dat is 'n want, dat is 'n rede. Want 'n mens, wie is 'n mens? Kom aan, wie is 'n mens? O, julle is trek volgend. Philip, is jy 'n mens? Ek hoop so. OK. Dolf, is jy 'n mens? Ai. Paul, is jy 'n mens? Pastor Saintjie, is jy 'n mens? Nou, hoeveel 'n mense is hier vanoggend? Hæ? Ag, daar kom iemand nou by daar agter. Ons almal. So wie sluit hierdie skrif in? Almal. Want 'n mens, dit geld vir elkeen, oorwin nie hoe? Deur krag nie. So met ander woorde, hier's 'n
geestelike koninkryksbeginsel. Oorwinning in hierdie lewe kom nie deur my en jou krag nie. Dit kom nie daardeur nie. Want hierdie skrif praat, en hy is die waarheid, en die waarheid sal jou vrymaak. God sê, jou voete bewaar hy, want jy is sy gunsgenoot. Om dit te verstaan moet ek gaan kyk wat beteken hierdie dinge. Dawid het die sleutel van 'n oorwinnende lewe verstaan. 600 manne saam met hom, snap dit nie. In daardie selfe hoofstuk lees ons die korruptheid van hulle harte teenoor Dawid se hart. Toe die buit ingebring is, Dawid hulle oorwin het, die vroue en die kinders almal terug is, toe sê Dawid, deel hierdie buit tussen al 600 manne, alhoewel net 4 oor die rivier getrek het en 200 agtergebly het om die goed op te pas. Toe sê die 400, daar's geen manier nie, hierdie ouens was te slap, hulle het agtergebly, ons kan nie die buit met hulle deel nie, en Dawid bestraf hulle. En die Bybel sê, hy maak 'n instelling in Israel, 'n ewige instelling, dat wanneer buite 'n oorlog ingebring word, sal dit nie net wees vir daai mense wat die oorlog gevoer het nie, maar almal sal daar baat. Is dit nie nogal, klink dit nie soos die koninkryk nie? Ok, nou moet jy net mooi verstaan, as jy nou 'n lekker R100,000 bonus gekry het verlede week, dan moet jy daarom nou deel hoor. Maar as jy dit nou opdeel, dan hou jy so 20,000 vir jouself, jy gee my 60 en die ander deel hier tussen hierdie mense wat hier sit. Julle, hierdie skrif uitdruklik, dit gaan oor mededeelsaamheid. Dit gaan, Dawid bestraf, hy sê, dink julle het hierdie oorlog gewen, terwyl God het gewen het, julle wou my doodmaak. God het hierdie oorlog gewen, nie julle nie. Hy het julle bekragtig, hy het julle genade gegee. Dawid het die sleutel van 'n oorwinnende lewe, hy laat hom nie voorskryf deur die omstandighede nie. Ons voorskryf deur die omstandighede. Dawid wend hom tot God in die tyd van sy benoudheid. Hoeveel mense kom nie by my uit, wat weghardloop as dinge swaar gaan, en dan blameer hulle ander nie. Dan kom sit hulle daar by my, en dan kan jy sien, hoor jy, so hierdie persoon wil nie met God praat nie, terwyl dit eintlik die enigste toevlug is. Dawid verstaan God se woorde aan Serubabel, in Sagaria 4 vers 6. Serubabel is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Dawid weet dat die voete van God se gunsgenote is in God se hand. Hy weet dit. Hy verstaan dit. Hy het dit beleef. Hy het dit ervaar. Alhoewel die omstandighede waarin hy hier verkeer dit nie uitspel nie, weet Dawid dit in geloof. Die skepper van die hemel en die aarde sê, moet nie staat maak op jou eie krag en jou eie insig nie. Daar's 'n skrif wat hy dit sê in die boek van Spreuke, moenie op jou eie krag en insig staat maak nie. Op jou eie vermoë nie. Want wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Ek gaan vra dat hulle vir my 1 Korintiërs, nie 1 Korintiërs, 1 Kronieke, Cindy, asseblief 17 vers 10b opsit. 1 Kronieke 17 vers 10b. Ek wil hierdie demonstreer vir jou vanmôre. Daarom, ons het 'n eiendom gekoop wat God vir my gesê het ek moet koop, wat buite ons persoonlike vermoë eintlik is. En ons het 'n huis daar begin bou, en alles het reg verloop, tot op 'n dag, dat ek, en dit was nie 'n onverskillige besluit nie, 'n groot deposito moes oorbetaal vir 'n struktuur, want ek moes die hele huis 700 mm bo kan die grond lig sy vloer, om uit die vloedlyn van die Apiesrivier uit te kom.
En daai oggend, ek wou nog vanmôre my Bybel gaan kyk, want my Bybel het hier by die kantoor gelê. Toe kry ek 'n e-pos van hierdie persoon wat ons deposito gevat het. En hy sê vir my, moenie verder aan my karring nie. Jy het jou deposito betaal, maar ek het myself nou gelikwideer. Ek voel hoe die lewe uit my skoene uitgaan. Ek voel dit. Ek staan daar en ek raak koud. Want ek is nie meer so jong soos ek was nie. En ek sien hoe dat hierdie aksie van hierdie man 'n totale duik in my lewe gaan slaan. En ek weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Maar daai oggend voordat ek die e-pos skry, gee die Here vir my daai skrif. Naamlik, van die dag af dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het, en ek sal al jou vyande verneder, daarom gee ek jou te kenne, luister mooi wat daar staan, dat die Here vir jou 'n huis sal stig. Ek kry hierdie skrif, 'n uur of 2 daarna, of wanneer dit ook al was, ek het die skrif dalk in die nag gekry, maak ek die e-pos oop waar die persoon vir my sê, I'm over and out. Alles wat jy aan my uitbetaal het, verloor jy. En ek praat van 'n paar 100.000 rand. Sit maar daai eerste skyfie op asseblief, Cindy. En hy los my daar. Dis hoe die struktuur wat hy moes oprig, dak en kluis, alles afgehandel, lyk toe hy loop. En ek en my gesin, ek en Christel en die kinders, ons praat hier oor en ons besluit, dit help nie ons kyk terug nie. Ons kan net vorentoe gaan. Ek weet nie hoe ek die probleem gaan oplos nie. Ek weet nie hoe ek daai situasie gaan aanspreek nie. Want die geld wat ek verloor het, is te veel om voort te kan gaan met dit wat ek daar gedoen het. En hier's klaar 'n klomp 100.000 rand hier in onder daai grond in. Daar staan 110.000 stene uitgepak reg rondom daai struktuur. 200 en iets duisend rand se geld. En die ou sê vir my, dis verby. En al wat ons kan doen is om God te vertrou. Ek onthou pastoor Dirk en Karika draai aan, hy maak hierdie stelling en hy sê, hoor jy het nou al 'n bietjie ouer geword, maar jy sien nog kanse baie. Pastoor Dirk, as jy maar net geweet het wat daai dag in my hart aangegaan het. Daai woorde was nie net motiverend nie, maar dit het my bang gemaak. Ek wil vir jou nog 'n volgende foto wys. Dis gisteraand, net toe die son ondergaan. Sal jy vir my opsit die volgende foto asseblief? Gisteraand 5:00, net voor die son sak, toe ry die messelaars daar uit, toe het hulle al die bouwerk op hy huis voltooi, waarvoor ek self nie R1 betaal het nie. God het dit uit die wêreld uit gefinansier. Maar dis die oes wat ons inkry, op 'n eiendom wat ons weggegee het. Want net wat die mens saai, dis sal jy maai. Ons voete is in God se hand. Ons loop 'n pad wat jy nie verstaan nie.
Maar hierdie saak het my teruggebring, het my laat besef, ek is afhanklik van die Allerhoogste God. Ek het nie die vermoë om klaar te maak wat ek wou doen, om te begin met wat ek wou doen, die kind van die Here, maar God is in beheer, man. So luister baie mooi, Dawid verstaan dit. Almal van ons stres wanneer dinge in ons lewe buite orde raak. Party draai weg van God af. Ander begin om God se liefde en sy genade te bevraagteken. Ander blameer God en verloor geloof. Ander wonder, waar was God? Toe die tsunami in 2005, dink ek, Phuket getref het, toe is die hoofopskrif van die rapport brand, waar was God? Maar God se woord sê, hy laat die golwe van die see bruis, deur die ongeregtigheid van die mens. God is waar jy hom plaas. Hoor jy wat ek sê? God is waar jy hom sit. Baie van ons het God in 'n buitekamer. En net wanneer ek hom nodig het, dan gaan maak ek die deurtjie oop en dan gaan haal ek God om my te kom help. Gee jou beste vertrek vir God in jou lewe en jy sal God se hand in jou lewe sien werk, man, op 'n onverwagse manier, kind van die Here. Vir Dawid was daar geen twyfel nie. Hy besluit om ten spyte van sy stryd homself te wend tot God. Om in tye van nood weg van God af te loop, wil ek in Afrikaans vir jou sê, is dwaas. Het jy gehoor wat ek sê? Om in tyd van nood van God af weg te draai, is dwaas. Want dit is jou enigste hoop. Om God te blameer, is ook gevaarlik. Kom ek lees vir jou skrif. Jesaja 45 vers 9. Wee hom wat met sy formeerder twis. 'n Potskerf by die erdepot skerwe, sal dan die klei sê aan die wat dit vorm, wat maak jy? Op jou werk, of jou werk sê, hy het geen hande nie. Sal die aan die pottebakker sê, waarmee is jy besig? Wat doen jy? Hoekom doen jy dit? Nee, want die pottebakker het 'n plan. Hy het 'n gedagte. Hy het 'n visioen vir wat hy wil maak. Hy het 'n visie met dit wat in sy hand is. En ek en jy is die klei en God is die pottebakker. Hy wil jou vorm, hy wil my vorm, na wat hy wil hê ek moet wees, nie wat ek dink ek moet wees nie. En dikwels laat hy toe dat ek deur die druk gaan. Want ons raak so vol van onsself dat ons dink ons het God nie nodig nie. Maar die Here se woord sê vanmôre vir my en vir jou, wie hom wat met sy formeerder twis. Dawid wonder nie hoekom of waarom nie. Ek sien hom nêrens hy vra nie. Dawid blameer nie God nie. Dawid weet dat hy weet dat hy weet. God het 'n plan en is besig om sy voetstappe te rig. Hoor wat sê Job in die tye van sy beproewing. Job 31 vers 4. Sien hy nie, en hy praat van God, sien hy die hy is God, en dis Job wat praat, sien God nie my wee nie, en tel hy nie al my voetstappe nie. Hoeveel voetstappe het jy? Ons het ons nou deesdae sien ek die kinders het oorlosies aan en sê hulle ek het soveel tree of wat ook al geloop, so ver geloop. Kom aan, het julle dit al gesien? Ek sit maar nie een aan nie, want ek is bang hulle sien ek sit heeltyd.
Hierdie skrif sê, Job kom in sy benoudheid, in sy beproewingstyd. En hy het hierdie vraag in sy hart. Hy sê, sien God nie my weë nie? Kan God dan nie verstaan? Kan God dan nie sien wat ek vir hom probeer doen nie? Kan God dan nie sien dat ek vir hom probeer lewe nie? Kan God dan nie sien alles wat ek doen vir ander mense nie? Kan God dan nie sien hoe ek hom dien nie? Kan God dan nie sien wat is my geloof teenoor hom nie? En tel hy nie my voetstappe nie? Met ander woorde, is God dan nie bewus van my daaglikse lewe en liefde vir hom nie? Dit voel vir ons of God soms ons hand los. Wie van u het al gevoel dat jy staan so 'n bietjie alleen, die Here het my handjie gelos? Kom aan, het jy al so gevoel? Kom aan, steek jou hand, wie het al so gevoel? Het hy jou hand gelos? Nee. Jy het dalk sy hand gelos. Maar hy het nog nie vir jou gelos nie. Hy hou jou vas. Dit voel vir ons of die Here dikwels sy rug op ons draai, maar dit is nie so nie. Soms voel dit vir ons of God nie die dinge raak sien wat met ons gebeur nie. Ons ervaar die stryd van die lewe en beleef die spanning en die effek van die gebeure en die omstandighede om ons en in ons lewe. Dan voel ons soos Job voel. Sien God dan nie my poging, my leefwyse, my liefde vir hom? Sien God dan nie wat alles wat ek vir hom, Here, ek werk daarom so hard hier by die kerk, ek doen so baie dinge, Here, ek doen dit en ek doen dat en ek doen dit, Here, sien jy dit dan nie raak nie? Here, is jy dan nie bewus van my lewenswandel nie? Hoekom loop dinge so verkeerd? Hoor wat sê Hanna in 1 Samuel 2 vers 9. Die voete van die gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis. Want 'n mens oorwin nie deur krag nie, dis die sleutel. Nou jy moet verstaan na aanleiding van wat sê Hanna dit. Wat sê die skrif in sy volheid? Die voete van sy gunsgenote. Kom ons kyk wat staan daar. Die woord voete in hierdie konteks in die Hebreëus beteken your steps. Dit beteken as used in walking, terwyl jy loop. Dit dui op jou pad, die weg waarop jy is, die voetstappe van sy gunsgenote. So met ander woorde, terwyl jy stap, waarheen jy gaan, die voetstappe. Die voetstappe van wie? Die voetstappe van sy gunsgenote. Wat beteken die woord gunsgenote? Die woord gunsgenoot beteken faithful ones. Dit beteken the godly ones. Dit beteken the holy ones, his saints. Met ander woorde, sy gelowiges in plain Afrikaans, God se kinders. So God se kinders se voetstappe is in sy hand. God bewaar jou voetstappe, hy bewaar die tree wat jy gee, hy bewaar die pad wat jy loop, kind van die Here. Die lewenswandel van die gelowiges is in die hande van die Here. Die weg van sy getroue volgelinge ken die Here. Hoor wat sê die tweede gedeelte van hy vers, hy bewaar dit. Hy bewaar jou voetstappe, hy bewaar jou tree, hy pas jou op terwyl jy loop, al lyk dit nie vir jou so nie. Die woord bewaar beteken to protect. Dit beteken to guard, to observe, have charge of, en dit is my so mooi, met ander woorde, God het beheer van. Hy is in beheer van jou voetstappe. As 'n ander wat sê ons beplan ons weë. Spreuke 16:9, die hart van die mens dink sy weg uit. Die hart van die mens dink sy weg uit. Maar die Here rig sy voetstappe.
Wie rig jou voetstappe? Kom aan. Sê vir die ou langs jou, joef, dis jy daai hoor. Die Here. Nie jou man nie, nie jou pa en ma nie, nie jou werkgewer nie, nie jou ouma en oupa se boedel wat nog moet afkom nie. God rig jou voetstappe. Hy is in beheer van jou lewe. Die voete van sy getroue gelowige kinders sal hy self waarneem en dit bewaak en dit beskerm. Vir my is dit duidelik. Ongeag waardeur ons gaan, God bly in beheer van die lewe van sy kinders. God is in beheer. OK, sê 'n bietjie dankie vir die Here. Kom ons sê dankie Here, dat U in beheer is van my lewe. Dink 'n bietjie daaraan. Nou is ek terug by mamma en pappa met hulle kinders. Een kind, hardloop waar hy wil. Hy speel waar hy wil. Bepaal die rigting van hy kind. Kom aan. As mamma en pappa sê, ons gaan nou stad toe, en daai kind speel daar buite met sy vuil modder gesiggie, nie dat hulle meer modder speel nie, maar in ons jare. Vandag is dit alles agter die foon. Ek praat verlede Sondag hier in die tweede diens met een van ons besoekers wat gekom het, en hy sê, ou klein dogtertjie, man is net so ou klein dogtertjie, hier op sy skouer. En ek dogte, maar wat doen hierdie kind? Toe hierdie kind, want haar koppie is so klein, het sy net so groot selfoon hier voor haar koppie, en sy kyk hy fliek. Hier is julle. Hier op die papa se skouer kyk sy 'n fliek. Nee man, daar by ons jou neergesit en gespeel in die reën. Hardloop in die stof. Kry jou voete vuil. God is in beheer. Jou kind is in beheer van jou besluite. As jy wil ry, tel jou kind op en jy vat hom saam. Hy is nie in beheer van sy pad nie. Hy is nie in beheer van sy weg nie. Ja, daar waar hy speel, daar waar jy teenwoordig is, daar speel hy, doen wat hy wil. Hy ontdek homself en hy doen al, maar jou pa en ma is in beheer van my kind se lewe. Net soos God in beheer van my en jou lewe. Hier staan Anna. Anna se liefling vrou, hy het 2 vrouens gehad. Maar Anna is kinderloos. En kom ek lees vir jou wat gebeur in haar lewe. 1 Samuel 1 vers 4 tot 10. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters, sê 'n bietjie al haar seuns. So hoeveel het sy? Hoeveel het sy? 'n Paar. Hoeveel dogters het sy? 'n Paar. Het aan al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee, maar aan Hanna het hy 'n dubbel deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. Soveel kinders het Hanna gehad? 0. Kyk wat se effek. Dis omstandighede buite haar beheer. Dis 'n probleem groter as haar vermoë. Sy is omstandighede, of in omstandighede, wat sy nie weet wat sy uitkoms nie. Sy weet nie om dit aan te spreek nie. Sy het nie 'n plan nie. Want haar lewe kom sy, en daar kom nie 'n kind nie. Maar die ander vrou, sy het sommer baie. OK? En kyk wat gebeur hierso. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So waaroor spot hierdie ander mededingster haar, die ander Penina? Ons nie kinders het nie. So het hy gedoen. Jaar tot jaar. So hoe lank gaan hierdie situasie al aan? Lank.
Want Hanna was die liefling vrou. Penina was waarskynlik die tweede vrou. Intussen het sy baie kinders, maar arme Hanna bly kinderloos, soos het al oud geword, kan jy sien. En haar mededingster het haar bitterlik geterg. Sy het haar so geterg dat sy geween het en nie wou eet nie. En Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet het en nadat hulle gedrink het in Silo, dit is by die tabernakel wat 'n tempel geword het, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here, vers 10. En bitterlik bedroef, so hoe voel sy? Sy voel stikken. En bitterlik bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u dienstmaagd aansien en aan my dink en aan u dienstmaagd en u dienstmaagd nie vergeet nie, maar u dienstmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee. Hoe voel sy in haar hart? Gebroken. Wat se gelofte maak sy? Dat as die Here aan haar dink, as die Here haar sal jammer kry, sy weet God kan, maar as die Here haar raak sien, en haar 'n manlike kind gee, dan sal sy wat doen? Die kind aan God gee. Hoe lank dink julle? Of kom ek vra dit so om? Dink julle vir 1 oomblik? Nee, kom ek vra dit nog andersom. Hoekom dink julle? Maak Hanna hierdie gelofte aan God. Want hierdie vrou is desperaat. Hoor jy wat ek sê? Sy versterk haar in haar omstandighede, presies wat Dawid gedoen het, in die Here. Sou sy dit gedoen het, 'n paar jaar terug, toe sy nog jonger was? Sy sou nie. Want God wou uit hierdie man en vrou 'n Samuel hê om die volk terug. Hy wou 'n man hê wat kon groot word binne die konteks van wat hierdie man en vrou in hulle lewe geestelik aan die kind kan bied. En die enigste manier hoe God Hanna en Elkana daar kon kry om hierdie kind af te staan, sodat hy in die tempel kon groot word en die eerste profesie kon ontvang toe hy 12 jaar oud was, is om Hanna deur die drukgang te vat. So kan jy sien vanmôre, daar's 'n skrif in Romeine 8 wat sê, alles werk ten goeie vir diegene wat God liefhet. So, hoe kan alles ten goeie werk vir Dawid as hy alles verloor? Die stad word afgebrand, die vroue is weg, Hanna wat nie kan jy sien wat wil God doen? Want God ken môre. Hy's reeds môre daar. Hy weet wat hy met jou wil doen, wat sy plan met jou lewe is, en as jy aan die einde van haar lewe gaan kom, dan sien jy, nadat sy die kind gebaar het, nadat die Here haar gehoor het, hoor wat sê sy in 1 Samuel 2 vers 8,
gee, hy rig, nou is dit 'n ander vrou, sy is nie meer daar na verbittering nie, sy is nie meer daar na benoudheid nie, hoor wat sing sy nou in hierdie lied wat sy tot God skrywe, dis 'n profetiese rig die geringe op uit die stof, so waar het sy gevoel sit sy, in die stof, uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle, die wat in die ashoop sit, die wat in behoefte is, die wat 'n probleem het, die wat dit nodig het, die wat nie God se plan kan raak nie, die wat in hierdie stryd van hulle lewe is. Hy rig hulle uit die ashoop uit op, om hulle te laat sit by vorste, 'n vors is 'n koning. En hulle 'n erestoel te laat beerwe. Dis God se plan. Met Anna. Hy waar oplig deur die geboorte van Samuel. Hy wou Samuel gebruik, haar nageslag, om God te volk terug. Wie salf Dawid? Samuel. Hoor dat sê dan, my voete, Here, ek is die gunsgenoot, U bewaar dit, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Hoe het sy oorwin? Deur die genade van die Heilige Gees. Hoe Dawid oorwin? Deur die krag van God. Hoe het Samson oorwin? Deur die krag van God. Ek wil afsluit. Wat sê Hanna hier? Sy sê 'n oorwinnende lewe kom nie deur ons eie vermoë nie. Maar God is ons bron en ons bergvesting en ons hulp. Elkeen wat aan God oorgee sal genade vind, en God sal hulle van die ashoop en uit die stof van die lewe oprig, om aan hulle 'n ereposisie te gee. Miskien voel jy soos Dawid in Siklag, soos Hanna daar by daai offertafel, vernederd, bespot. Ek wil vandag vir jou sê, draai na God. Ween voor die Here. Koop die tyd uit. Want God is in beheer. Hoekom? Want jou voete is in sy hande. Hy bewaar en bewaak elke tree wat jy gee. Doen ons nie 'n wonderlike God nie. Miskien sit jy vanmôre hier en jy kyk na jou eie lewe en jy wonder, tjoe, hoe gaan ek die probleem oorkom? Ek het my werk verloor. Ek het nie 'n werk nie. Ek weet nie om my uitgawes te dek aan die einde van die maand nie. My kar is stukken. Dit moet reggemaak word. Met 'n paar maande terug met 'n dame in die ooste van Pretoria ontmoet. Briljante vrou, baie akademiese kwalifikasies agter haar rug, onder haar naam. Het die regskeiding gegaan, het weer 'n man ontmoet, na gemeente toe gegaan waar ouens profeteer en almal net profeteer. En almal het vir haar gesê, dis die regte man. Vat en trou hom. Om uit te vind, dit werk nie so nie. Sy het alles omtrent verloor in haar lewe. Een hele huis het sy verloor. Sy het 2 eiendomme gehad. En dag toe ek by haar gaan sit, toe is hierdie vrou totaal gebroke. En die enigste antwoord wat ek haar kon gee is, hou op draai na mense
draai terug en vra God. Hy's nie kwaad vir jou nie, hy sal jou help. So ek en jy moet vanmôre verstaan. Al lyk goed nie altyd soos ek dink dit moet lyk nie. Al lyk my lewenspad nie altyd gemaklik soos ek verwag het dit gaan nie. As die Here daai pilare wat daar staan kon vat en kon doen wat hy gisteraan tot nou toe gedoen het ek moed dat God die res sal doen. Kom aan. Want God is in beheer van my en jou lewe. Kom ons buig ons hoofde en aanbid. Miskien is daar iemand vanmôre wat sê, Here, ek het U nodig. My lewe val uit mekaar uit. Ek het weggehardloop. Ek het ander geblameer. Maar ek keer terug na God. Is daar so iemand wat net sy hand wil opsteek? Gaan jy nie vorentoe laat kom, as sy hand opgaan. Daar's nog 'n hand, daar's nog 2, 3, 4 hande wat opgaan. Is daar nog iemand? Voor ek vir julle gaan bid. Daar's nog 'n hand. Jy ken nie die uitkoms nie. Maar God weet, wat is die beste. Kom ons staan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, tereg kom Job na U toe en hy vra, ken U nie na my wee nie? Tel U nie elke dag die tree wat ek gee nie? En daarmee impliseer hy, weet U dan nie waarmee ek besig is elke dag nie? Verstaan U dan nie, Here, dat ek U probeer dien en vir U probeer leef nie? Waarom het al hierdie dinge met my gebeur? En waarom sit ek op hierdie ashoop en krap hierdie sere met potskerwe? Almal het my verlaat. Die reuk aan my is so erg dat niemand naby my wil kom nie. My vriende het my gelos. My eie gesin, my vrou blameer my. Ken U nie aan my wee nie, Here? Maar dan kom maar 'n tyd waar God Job uit die hemel antwoord en vir hom sê, kom staan by my. Was jy daar toe ek die aarde geformeer het? Was jy daar toe ek die diere name gegee het, toe ek elkeen wat ek gemaak het? Was jy daar toe ek die krokodil, die seekoei, al die dinge gemaak het? Waarom redeneer jy met my? Dat die potskerf met die maker redeneer. Maar nou sal ek swyg en stil bly, onderrig U my. En dan sê U vir Job, jy het my geken van hoorsê, maar nou het jy my gesien van aangesig tot aangesig. Die mond van die nood het ek jou oorgeopen, omdat ek jou wou skuif van een ruimte tot 'n onbeperkte ruimte. En hierdie een ruimte was, jy het my geken van hoorsê, maar die onbeperkte ruimte is, nou het jy my gesien. Jy het my ervaar. En dit kan nie gekoop word met geld nie. Dit kan nie betaal word met rykdom nie. En Job, om daar uit te kom, moes ek jou in 'n druk gaan sit, sodat jy my stem kon hoor, sodat jy met my kon praat, en met my kon redeneer. En Here, baie mense voel dikwels soos Job, ons almal kom soms daar. Maar ek wil bid vandag, Here, het 'n klomp hande opgegaan wat so voel, soos Hanna, soos Dawid. Ek wil bid dat hulle 'n besluit vandag sal neem om hulle tot die Here te wend, want by God is die uitweg. Dankie, Here, vir U woord. Dankie vir wat U vir ons doen. Dankie wat U vir elkeen van ons doen. Ons kan dit nie oor die hoof, Here. Ons is dankbaar vir alles wat ons het. Ons is dankbaar vir die pad wat U met elkeen van ons loop.
verheerlik U self dan in ons midde, is my gebed, in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën, en wat moet jy doen?